I hope this message finds you well. Ek hoop julle het 'n aangename dag sover. Ek gaan 'n bietjie vanmôre rond my woord sit. Blaai saam met my na Eksodus 32 toe. En voordat ons begin lees, kom ons bid net so. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons vanmôre het om by mekaar te kom, rond my woord te sit, die woord oop te breek, die waarheid te deel, sodat die waarheid ons kan vrymaak, Here. Dankie vir die woord wat skerper is 'n tweesnydende swaard, wat deurdring na murg en been, en wat skeiding bring tussen reg en verkeerd. Dankie, Here Jesus, vir die woord. Help my, Here Jesus, om die woord reg te sny, die waarheid te breek, te spreek. Thank you, Jesus. Ons loof en ons prys U. U is wonderbaar. U is ons raadsman, ons sterke God, ons ewige Vader. Bid vir elke persoon vanmôre hier, Here, dat U hulle sal seën, dat U hulle grondgebied sal uitbrei, dat hulle net in U weer sal wandel elke dag, Here, dat hulle U vrede sal ervaar waar hulle ook al beweeg. Dankie, Here Jesus, U is wonderbaar. Dankie, Here Jesus, U is ons kosbare koning. Vra dat U my sal help, dat ek die woord reg sal oordra, dat ek sal oordra wat U vir my vanmôre gegee het, en dat dit net op die mense se harte sal val, dat die mense wat dit hoor, dat dit op vrugbare grond sal val, nie tussen dorings en dissels, of tussen die klipperige grond, of langs die pad nie, maar dat dit op vrugbare grond sal val, waar dit kan ontkiem, en vrug dra, vrug wat by die bekering pas. Ons dankie, ons loof U, want U is wonderbaar. Dankie, Jesus. Amen. Nou, my gedagte vanmôre gaan oor die goue kalf van Eksodus 32. Kom ons lees dit. En toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê: Kom, maak vir ons gode wat voor ons uittrek. Want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. En Aaron sê vir hulle: Ruk die goue ringe af wat aan die ore van julle vroue, julle seuns en julle dogters is, en bring dit vir my. Toe die hele volk die goue ringe afgeruk wat aan hulle ore was, en dit na Aaron gebring. En hy het dit uit die hande geneem, en dit met die buitel bewerk, en daar 'n gegote kalf van gemaak. Daarop sê hulle: Dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het. Toe Aaron dit sien, het hy daarvoor 'n altaar gebou, en Aaron het uitgeroep en gesê: Môre is daar fees tot eer van die Here. En hulle het die ander dag vroeg klaar gemaak en brandoffers gebring, en dankoffers aangebring. Daarop het die volk gaan sit om te eet en te drink, en hulle het opgestaan om te speel. Toe sê die Here vir Moses: Gaan heen, klim af, want die volk wat jy uit Egipte land laat optrek het verderflik gehandel. En hulle het gou van die weg afgewyk wat ek hulle beveel het. Hulle het vir hulle 'n gegote kalf gemaak en daarvoor neergebuig en daaraan geoffer en gesê: Dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het. Verder het die Here vir Moses gesê: Ek het hierdie volk gesien
En kyk, dit is 'n hardnekkige volk. Laat my dan nou begaan dat my toren teen hulle ontvlam en ek hulle verteer. Dan sal ek jou tot 'n groot nasie maak. Maar Moses het die Here sy God om genade gesmeek en gesê, waarom, o Here, sou u toren ontvlam teen die volk wat u met grote krag en met sterke hand uit Egipte land uitgelei het? Waarom sou die Egiptenaars spreek en sê, in kwaadwilligheid het hy hulle uitgelei om hulle in die berge om te bring en hulle van die aardbodem af te vernietig? Wend u af van die gloed van die toren en laat dit u berou oor die onheil van die volk. Gedenk aan Abraham, Isak en Israel, die knegte vir wie u by uself gesweer en aan wie u gesê het, ek sal hulle nageslag vermenigvuldig soos die sterre van die hemel, en hierdie hele land waarvan ek gespreek het, sal ek aan julle nageslag gee, dat hulle dit vir ewig kan beerwe. Dit is vir my 'n baie hartseer verhaal wat opgeteken is in Eksodus 32. Die hoofstuk gaan nog aan en hy sê dat Moses, toe hy afkom van die berg af, het hy gesien wat daar onder aangaan. En hy het baie kwaad geraak en hy het die tafels met die wette op party neergegooi. En dit het geval en dit het gebreek in stukke. Die mense het opgestaan en hulle het 'n besluit geneem om 'n afgod te bou. Omdat Moses nie daar opgedaag het. 40 dae was hy nog steeds weg. En hulle het Aaron gevra om 'n goue kalf te maak. En hy het toe. Wat baie hartseer is. Hier staan die volk, ander kan die Rooi See. Hulle het God se wonderwerkende krag gesien. Die 10 pla, die see wat oopgaan, Farao en sy manskappe wat in die see verdrink. God wat op hulle wonderbaarlike wyse verlos het van slawerny. En hierdie is hulle nou, aan die voet van berg Sinai. Waar Moses in God se teenwoordigheid is, vir 40 dae lank. Waar God met hom 'n onderhoud het, waar God met hom praat, waar God vir hom die gebooie gee, die wette gee, waar volgens Israeliete moet leef. Maar wat moes die volk gedoen het in hierdie 40 dae? Hulle moes op hulle tyd, op hulle plek moes hulle ook gewag het, in stilte, en in verootmoediging voor God. Maar hulle het nie. Hulle het nie meer vir Moses gesien nie. Moses was nie naby nie. En hier gaan hulle en hulle vat die goud van hulle ore af. Die goud wat hulle in Egipte gebyt het. Wat geoormerk was om die tabernakel te bou. Het hulle gevat en hulle het vir Aaron gegee en hy het 'n goue kalf gemaak. By die goud wat bestem was vir die tabernakel. Dit is so hartseer. Vers 4 sê, en hy het 'n gegote kalf gemaak. En hulle sê, die volk sê, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het. Die grote God wat hulle uit Egipte land laat optrek het,
het hulle van vergeet. En hier bou hulle vir hulle 'n afgod. En sê, dit is julle God, wat julle uit Egipte land laat optrek het. En dit wys vir my dat die Israeliete hier het hulle afgodsdiens, probleme met afgodsdiens begin. Hulle kon net nie daarvan ontslae raak. Ons lees dit deur die hele Ou Testament, hoe hulle teenoor God gehoreer het, hoe hulle teenoor God in opstand gekom het, omdat hulle ander afgode aangehardloop het. Hulle harte was verdeeld gewees. Ek herinner my aan daai onder ons sien wat Elia met die Baalpriesters gehad het op die berg. Toe hy vir die Israeliete gevra het, wie wil julle vandag dien? Maak 'n besluit wie julle wil dien vandag. As dit Baal is, aanbid vir Baal. As dit God is, aanbid vir God. En Joshua het dieselfde keuse gegee. Hy het gesê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Deuteronomium 28 is so 'n goeie voorbeeld van wat jy moet doen om die seëning van God te ontvang. Maar as die tweede helfte van Deuteronomium 28, is daar curses, is daar goed wat op jou gaan afkom as jy God nie gehoorsaam is. Maar hoe kan ons dit vandag in ons lewe toepas? As ons gaan na die Nuwe Testament toe. 1 Korintiërs 3. Vanaf vers 9. Want ons is medewerkers van God. Die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê. En 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Jesus Christus, jammer julle. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi en stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos vuurreën. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig, en dit is julle. Laat niemand homself mislei nie. As iemand meen hy is wys is, onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word, sodat hy wys kan word. Want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God, want daar is geskrywe, hy wat die wyse mense in hulle listigheid vang. En verder, die Here ken die gedagtes van die wyse mense, dat dit nietig is. Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle. Of dit Paulus is, of Apollos, of Cephas, of die wêreld, of lewe, of dood, of teenswoordige of toekomstige dinge, alles behoort aan julle. Maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God. So alles behoort aan Christus eintlik, né?
Dis so mooi. Maar julle behoort aan Christus en Christus aan God. So wat wil Paulus vir ons hier leer? Die fondasie is Jesus Christus, né? Ons het dit nou gelees. Die waarheid, die ware evangelie, die volle waarheid. Ons kan nie iets daar byvoeg nie, ons kan nie iets daar wegvat. Ons moet net die waarheid verkondig. Die fondasie het Paulus gelê in sy geskrifte vir ons. Dit is Jesus wat die fondasie is. Daar's niemand anders. Jesus sê self, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So as daar iemand kom en hy verkondig 'n ander fondasie, 'n ander Jesus. Paulus sê 'n paar keer in die woord, hardloop weg van daai mense, dat hulle vir jou vervloeking wees. Bly net by die fondasie van Jesus Christus. Hy is die waarheid. Hy is jou oorwinning. Hy is jou verlosser. Hy is jou saligmaker. Dis al wat ons hoef te weet. Jesus het gesterf aan die kruis van Golgotha vir ons sondes. Hy het gesterf. Die voorhangsel is geskeur, sodat ons as kind van God enige tyd van die dag na die Vader toe kan gaan. Want God het gesê, ons is 'n heilige priesterdom. Nee? Jesus is die hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Maar ons is ook priesters. Ons is 'n priester en 'n profeet en koning van ons huishouding. Maar ons moet nederig wees, ons moet nederig bly. Ons kan nie hoogmoedig raak in dit wat ons vermag het nie, want alle eer kom die Here toe. So wat bou jy op die fondasie van Jesus Christus? Is dit goud, silwer, diamante, edelgesteentes? Of is dit hout, hooi en stoppels? Waarmee hou jy jouself besig in jou daaglikse lewe? Waarmee voed jy jouself? Word jou geesmens gevoed deur die woord? Of word jou geesmens gevoed deur die wêreld en sy genietinge? Daar's 'n groot sleutel in Eksodus 32. Die Israeliete, terwyl hulle moes gewag het vir Moses, moes hulle self verootmoedig het. Ek het dit gesê, hulle moes stil geraak het, hulle moes stil voor God gewees het. Maar nee, hulle wil weer teruggaan na Egipte toe. Want die man, hulle het gekyk na die man. Hulle oë was op die mens gefokus. Nie op God wat hulle uit die land, uit Egipte uitgered het. Hulle vrees vir God was weg. Dis nou wat gevolgtrekking wat ek kan maak uit Eksodus 32. Want hulle was vir hoeveel jare, 100 en iets jaar, 170 jaar, was hulle daar in Egipte slawe gewees. Hulle het elke dag gekerm en gekla en gehuil voor God. Maar God het nie geantwoord nie. Tot op 'n dag wat God gesê, tot hier toe nie verder nie, ek gaan 'n man oprig om hierdie volk van my uit slawerny uit te red, te lei. En dis waar Moses op die toneel verskyn het. Maar die mense het nie meer het vergeet van God. En Moses vra daar by die bos, vra hy, Here, wie moet ek sê het my gestuur? Wie is die God wat my stuur na hulle toe? Wat moet ek vir hulle sê? Wie is dit? Toe sê God vir hom, ek is, het jou gestuur. Sê dit vir hulle,
I am. Ek is Yahweh wat hulle stuur na hulle toe. Yod-Heh-Wav-Heh, Jehovah God. Maar hier sit hulle nou. Hulle is deur die Rooi See. Hulle sit hier onder by die berg. As vir hulle gesê, hulle mag nie aan hierdie berg geraak nie, want hierdie berg is heilig. Nie eens die diere mag daar naby gekom het. In plaas van in stilte te wag op God, gaan horeer hulle en hulle maak vir hulle afgod. En wat baie hartseer is dat hulle hierdie afgod sê, dit is die God wat ons uit Egipte land uitgered het. Dat Aaron 'n altaar bou en offers bring voor hierdie afgod. So hartseer. Het ons nie miskien ook vandag ander God in ons lewens? Aanbid jy miskien jou werk? Aanbid jy miskien jou bankbalans? Of jou huis of jou kar? Of jou visvang ekspedisies? Of jou jag ekspedisies? Of is jy stil voor God? Ek praat myself ook vandag. Ek is self skuldig. Wat doen ons in die stilte, in die stilwees, in die wagperiode? Bou ons op die fondasie van Jesus Christus met hout, hooi en stoppels? Of bou ons met goud, silwer en edelgesteentes? Julle moet onthou dat die goud, ek het gesê die goud waarmee die kalf gebou was, daai goud was geoormerk om die tabernakel te bou. Sodat God se teenwoordigheid tasbaar onder die Israeliete ervaar kon word in die tabernakel. En hier gaan hulle bou hierdie afgod met daardie goud. God was so kwaad dat hy die hele volk wou uitwis. Hy sê, ek wil niks met hulle te doen hê nie. Ek gaan hulle uitwis. En Moses, ek sal met jou 'n nuwe nasie bou. Hy wil vir Moses gebruik het as die vader van die nuwe nasie van die Jode. Maar wat doen Moses? Hy sê, nee, Vader, God, nie moet nie dit doen nie. Dis jou volk. Dit herinner Moses vir God aan sy beloftes teenoor Abraham, Isak en Israel. Dat hy die volk gaan maak so baie soos die sterre aan die hemel. Wat doen ons? In ons stil wees. Wat doen jy wanneer daar niemand na jou kyk nie? Waarmee is jy besig? Is jy besig om God se aangesig te soek? Of is jy ook besig om vir jou 'n goue kalf te bou? Here, vergewe ons,
Maak ons weer rein en heilig voor U aangesig, Here, sodat ons in die regte verhouding met U kan staan, Here. Waarmee is ons besig? Waarmee is ons besig? Die wêreld is baie besig, nee? Ons sien dit elke dag. Ons is is vandag die 8ste Februarie al. Ons is 'n maand en 'n kwart in die nuwe jaar al. Die lewe is so gejaagd, nee? En wat maak ons? As gevolg van die feit dat alles kits is, alles is nou, ek wil dit nou hê, kits koffie, gooi ek lepeltjie in en dan jou koffie. Ons het nie meer tyd om te percolate nie. Ons het nie meer tyd om stil te raak en te wag op die Here nie. En wat maak ons as ons gebed bid en die Here vertoef om te antwoord? Wat maak ons wanneer ons die Here iets vra vir iets en dit vat 'n tyd vir die antwoord om te kom? Wat maak ons terwyl ons sit en wag? Bou ons ook 'n goue kalf? Die goue kalf is 'n groot probleem. Hulle moes vir God geaanbid het, maar hulle het iets anders aanbid. Kan ons vandag die Here vra om ons te vergewe, indien ons onsself skuldig maak aan 'n afgod in ons lewens? Kan ons die Here vra om ons dat ons onsself weer opnuut vir hom gee? Dat ons verootmoedig vir sy aangesig, en dat ons nie sal onsself skuldig maak aan afgodediens nie. Wat bou ons op die fondasie? Julle sien, hulle het 'n altaar gebou ook. Aaron het 'n altaar gebou. En hy het offerandes gebring op die altaar voor daardie afgod. Die mense het hulle eiendom, hulle resources, hulle vee en wat ook al wat hulle vir God bestem het, gevat en het vir 'n afgod gegee. Het jy ook nie miskien jou resources en jou geld en jou besittings uitgemors op dinge wat nie vir die Here bestem is nie? Op dinge wat vir die Here bestem is. Dit is verskriklik, mense. Wat is ons mee besig? En ek wil afsluit net vir julle bemoedig en sê dat daar tyd is. Daar is nog tyd. Kan ons vandag 'n besluit neem en onsself voorootmoedig voor 'n almagtige God. En vra, Here, vergewe ons, waar ons miskien skuldig gemaak het aan afgodediens. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek dank U en ek loof U. En ek aanbid U vir die goedheid en die getrouheid. Here, dank U vir die woord wat U vir ons gegee het vanmôre. En Here, help ons dat ons nie
onsself sal skuldig maak aan afgodediens nie. Maar dat ons onsself weer sal verootmoedig voor die aangesig, Here. Dat ons op die fondasie Jesus Christus sal bou met goud, silwer en edelgesteentes. Ons loof U en ons prys U, en ons aanbid U vir U wat U vir ons gedoen het aan die kruis van Golgotha. U is ons koning, U is ons raadsman, ons sterke God, ons ewige Vader. Ons dank en ons loof U. Ek bid vir elke persoon wat in die boodskap gaan kyk, Here, dat U met hulle sal wees, en die wat dit kyk, Here, dat U met hulle is deur die week wat voorlê, dat U hulle grondgebied sal uitbrei, en dat U net hulle van krag tot krag sal vat. Help ons, Here, dat ons staande sal bly vir die aanslag van die vyand. Ons dank U en ons loof U en ons aanbid U. Ons wonderbare koning. Amen. Dankie julle. Dankie dat julle tyd saam met my spandeer het. En ons loof en ons prys U, Here. Dankie Jesus. Shalom. Gaan in vrede.